Goeiedag geliefdes, 'n week gaan so vinnig verby en is nou Pinksterweek en daar's nog soveel waaroor ons wil gesels en kan gesels oor die Heilige Gees. Ek wil afsluit hierdie week deur iets baie besonders. En ons gaan 'n teks saam lees wat ek al baie saam met julle gelees het. Dis Romeine 8, hier van vers 25 tot 28. Maar voor ek dit lees, wil ek nou vir jou vra, hoe voel jy? Wat voel jy? Soos jy vandag nou hier sit en hierna luister, of het nou vanoggend of vanaand is of wanneer ook al, hoe voel jy? Wat is die emosie of die emosies wat jy ervaar? Weet jy, dit is die moeilikste vraag wat jy ooit vir 'n mens kan vra. Gewoonlik as jy vir mense vra, hoe voel jy? Hoe voel jy hieroor? Hoe voel jy daaroor? Dan sê hulle, ek weet nie. En weet jy wat, hulle is reg, hulle weet nie. In my praktyk, in my spreekkamer, werk ek met 50 positiewe en 50 negatiewe emosies. Dis 100 emosies waarmee ek werk. En ek het nog nooit iemand gekry wat al 100 emosies vir my kon opnoem nie. Gewoonlik sal ek vir jou sê, noem gou vir my 8 positiewe emosies. En miskien kom mense by so 4 uit. Noem vir my 8 negatiewe emosies en gewoonlik kom hulle by so 5 of 6 uit. Daar is 50 van elk waarmee ek in my spreekkamer werk. So wanneer dit by emosies kom, is ons baie keer woordloos. Dis baie moeilik om partykeer, meeste van die tyd, vir mense regtig te vertel watter emosie is daar by jou, om jou emosie regtig 'n naam te gee. En daarom Romeine 8 vers 25 tot 28 om hierdie reeks mee af te sluit. Julle ken hierdie woorde baie goed. Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat deur sy besluit geroep is. Kom ons erken dit. As ons nie eens teenoor mekaar kan ons emosies name gee, en partykeer nie wil gee nie, want ons skrik vir wat die emosie is wat ons baie keer in onsself sien. Hoeveel te meer nog wanneer ons met God praat. En dan leef ons ook nou nog in 'n wêreld wat jou nie aanmoedig om met jou emosies op jou mou te loop nie. In ons wêreld van alle kennis vandag, en ons wêreld is baie, baie slim vandag, dink ek het ons meer kennis van motorkarre as wat ons van emosies het. Ek dink ons het meer kennis oor virusse, soos COVID-19, as wat ons oor emosies het. Ons is nie, sê ek met bewoondheid, emosioneel so intelligent as wat ons behoort te wees nie. Want emosies is mos nou juist die ding wat ons vermy. Geliefde, dit is juist die ding wat maak dat jy partykeer woordloos voor God sit, sonder om vir hom te kan verduidelik wat met jou aan die gang is. En gewoonlik wanneer dit gebeur, dan sê mense vir my, ek is geestelik op 'n baie slegte plek. Ek wil vandag vir jou sê, miskien is jy dan geestelik op die beste plek wat jy kan wees. Want wanneer ek en jy so woordloos emosioneel raak, dan kom die trooster, die voorspraak, die Heilige Gees, die derde persoon van God self, en hy neem ons gebede oor. Dit wat ons nie kan name gee nie, gee hy die regte name. Dit wat ons oor twyfel, noem hy
in die regte taal, by die oor van 'n liefdevolle Vader wat luister. En daarom hou ek daarvan om van die Heilige Gees te praat as die trooster, want selfs in my diepste gebed waar ek sukkel om myself, my gevoelens uit te druk, want my seer is baie keer so diep, dat ek nie 'n woord daarvoor het nie, selfs daar het die trooster die regte woord, want hy is die trooster. Hoe dit ook al op hierdie stadium in jou gebedslewe gaan. Maak nie saak waarder jy besig is om te gaan, en of jy die emosies kan name gee of nie. Daar's 'n trooster, wat dit op 'n volmaakte manier by die volmaakte Vader oor uitbring. Dit word gehoor. En dit word nie net gehoor nie, dit word verhoor. Moenie bang wees om by die punt uit te kom om vir God te sê, ek weet nou nie meer nie. Partykeer is dit juis wat nodig is, sodat ons gehoor word. En in Pinkster 2025 bid ek vir elkeen wat ingeskakel is, dat julle gehoor word. Laat die trooster die regte woorde oordra aan God jou Vader. Shalom.